Jana, Hallo dis Dani. vir my so lekker om hier in Jacaranda stad by jou te kuier. Ek het nooit gedink ek sal die voorreg hê. Want Jana ken ek al van lankal af, sy was nog baie jonk toe ek haar leer ken het. en dan sien 'n mens hoe kinders groot word en hoe hulle groot mense word en hoe hulle in die besigheidswêreld betrokke raak. So ek is so geïnteresseerd om jou storie te hoor en te hoor hoe jy in hierdie wonderlike bedryf betrokke geraak het. Vertel bietjie. Hierdie is Jana en Jana gaan vir julle vertel wat doen sy. Dankie Tannie. So lekker om vir Tannie te hê. Ek dink aanvanklik was my hart nog altyd om iets buite die boks te doen. My pa het altyd gesê toe ek 'n kind was dat ek gaan nooit vir 'n baas werk nie. So altyd een of ander ietsie gehad om te doen en te verkoop en te maak. Saam met my ma beskuit gebak en armbandjies gemaak en verkoop toe ek 'n kind was. En net toe ek my man ontmoet het ons 'n goal opgestel om iewers te kom waar ek 'n mamma kan afwees by die huis wanneer ons daar kom. Sê nou maar dit is 'n 5 jaar proses wat ons getroud is om dan in 'n posisie te wees waar ek die geleentheid het om iets te doen waarvoor ek lief is, maar ook die flexibility te kan hê om by die huis te wees by my kids. Toe het ek 5 besighede pursue en probeer, waarvan hierdie een is wat gewerk het. Ek was in 'n kleerbedryf, ons het 'n koffiewinkel ook. Ek het musiek geteach en klomp klein dingetjies aangepak. En toe ons 'n klerebesigheid gehad het ons die juwele aan die side begin inbring en die juwele het net soveel beter verkoop. Daar was nie issues met stryk en met stoom en mense wat wil aanpas en sulke goed nie. Toe het ek net gesien vir die praktiese element om die juwele te vervoer en rond te dra en dit uit te stal, was dit net absoluut 'n makliker opsie geweest as die klere ook baie beter verkoop, wat ek nie kon verstaan nie. Altyd in die fashion bedryf, maar dit is miskien 'n baie groter commitment om toppie te koop as wat dit is om nog 'n derde of vierde stuk juwele te koop. So, toe het ek net gesien hier's 'n absolute salwing op die spesifieke juwele wat ons ingebring het. En van daar af net gekyk waar dit gaan. So as jy sê ingebring het, waarvandaan af kom die juwele wat jy verkoop? So ek het 'n supplier in Singapore. Die proses wat hulle daarso doen is word genoem PVD plating. So dis 'n stainless steel metaal wat baie harder is en meer durable. En die PVD plating maak dat die 18 karat goud vir baie langer kan hou op die produk. Hy maak 'n 10 keer dikker laag as gewone plating. So die juwele is baie bekostigbaar want dit is 'n bekostigbare metaal, maar die plating gaan nie af soos by precious metals nie. Ja. Dis verskriklik interessant, want maar as 'n mens, ons staan nou hier in julle winkel, maar as ek reg verstaan, dan is dit nie net in die winkel waar julle werk nie. Hoe vertel bietjie wat doen julle anderste, waar gaan julle oral heen? Ja, so ons het begin aanlyn en by markte uit te stal en so het die woord versprei. Ons het hierdie jaar eers in Maart die winkel oopgemaak. So ons het aanvanklik net die markte en die online gedoen. En toe het ons begin om winkeltjies te nader soos 'n klerebutiek of 'n koffiewinkel wat miskien 'n klein stand van ons in het. En nou is daar baie plekke in Suid-Afrika wat ons juwele aanhou, soos op 'n wholesaler basis of 'n stockist wat ons 'n stand in het en ons naam display en so aan. So hier is ons eerste winkel. Jou eie? Ja, my eie winkel. Ja. Ag, dis wonderlik. En koop mense nog juwele? Ja, Tannie. Die mense kom hier in met kontant, want dan kan hulle mans nie sien wat hulle gedoen het nie. Ja, nee, die juwele is volop. Ons is actually elke dag verbaas om te dink hoe baie mense se juweelstyl verander en hoe willing mense is om die hele tyd nuwe style aan te koop. Party mense het al ons hele reeks. Dis nogal iets om te beleef. Ja, want ek dink as ek het nou lekker rondgekyk voor ons nou begin het. Dis bekostigbaar. Ja. En dit lyk nie cheap stuff nie. Ja. Dit is bekostigbaar, maar dit lyk autentiek en dit lyk op, jy weet, dit is die ding. Ja. Want anders juwele in die ou sin van die woord is mos maar baie duur. Ja. Maar hier is dit mooi en bekostigbaar. Ja, ek dink die lekker ding is ons val nie eintlik in die kategorie van juwele nie, want juwele
is deur 'n jeweler gemaak, Ja. soos 'n goldsmith, waar ons val eintlik onder die kategorie van accessories of costume jewelry. Kostighede, ja. Ja, so ons het 'n baie lekker plekjie in die mark gevind tussen ietsie wat baie goed hou en glad nie afgaan of lelik raak nie en nog steeds 'n bekostigbare prys het. So ek dink dit is daarso het ons die golden, wat noem mense dit, golden goose gekry, want gewoonlik sal mens either baie duur betaal vir die item en dan weet jy nog steeds nie of hy dalk gaan afgaan, veral as jy wil goud aankoop. Ja. Teenoor dan weer goedkoper juwele wat verskriklik vinnig weer goedkoop lyk. So hierdie is so mooi middelweg. So wat vir die kykers daar buite is nou trendy op die oomblik? Wat is regtig 'n trend wat mense van hierdie spesifieke juweelstuk? Ja. Wel, goud was eintlik nou 'n groot ding gewees. Van hierdie jaar af begin silwer weer bietjie terugkom. Ja. Maar hierdie jaar wat baie vreemd is mense begin nie metale meng. So mense sal silwer en goud saam dra, maar ook jy kry nou juweelstukke, ons het hulle nog nie ingebring nie want dit is vir my nog te vreemd. Is sê net maar oorbel wat half goud en half silwer is. Ja, so dit is nou 'n massive trend hierdie jaar, maar ek weet nie hoe lank dit gaan hou nie. Ja, dit is baie interessant. Ja, dit is wonderlik om te dink dat julle, want vrouens hou van, in die Bybel sê hulle hoe die vrouens hulle behang met juwele en goed, so dit kom van altyd af. Vrouens hou van mooi maak, hulle hou van mooi goedjies dra. So jy is 'n gelukkige mens om hierdie te bemark en ons het so lekker by jou gekuier. Baie dankie kykers. En asseblief kom maak 'n draai hier of kyk op ons blad en kyk hoe kan julle by hulle nie aan, want jy kan dit aanlyn bestel as jy nie hier in Pretoria bly nie of jy kan die winkel besoek. Asseblief. Dankie Jana, dankie dat ons hier by jou kon kuier. Dankie Tanya, dit was so lekker om julle hier te hê. Dankie.